Ek voel ek wil reguit oorgaan in die woord van die Here in. Ons preek 'n hele reeks oor die Heilige Gees. Vanoggend is seker vir my een van die mees kosbaarste boodskappe, lering, prediking wat ek kan bring, want dit is baie persoonlik. Want vanmôre praat ons oor die persoon. Moet nooit dink, jy kan oor die persoon van die Heilige Gees praat. Sonder 'n reaksie van hom nie. You will get a reaction from the Holy Spirit in person when you talk about. Vanoggend een van daai môres wat ek sê, Here, wees my genadig, wil hierdie boodskap graag bring. Ek dink ons moet dit hoor, sodat ons die persoon van die Heilige Gees kan verstaan. En dalk 'n bietjie duidelikheid gee oor wie hy werklik is. Dis werklik vir my hartseer om te sien dat hierdie kosbare persoon, die Gees van God, stil gemaak word. Hoorie, hoekom het jy hierdie kerk begin? Want die Here het so gesê. Jy's 'n evangelis, jy hoort op die pad, ek weet. Maar as ek eers iets anders moet doen, dan sal ek dit doen. Om die persoon van die Heilige Gees te verstaan, moet ons eers weet, waar pas hy in die Godheid. Die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid. God die Vader, Jesus Christus, die Heilige Gees, en dit is een. In die Ou Testament, die Gees van God, die Gees van die Vader, en die Heilige Gees, en hulle is een. Nou sal ek my brille kom laat huil. Die Heilige Gees was van die begin af, voor die voorbestaan van die aarde, lang voor die grondlegging van ons wêreld, van ons sonnestelsel, was die Heilige Gees reeds by God, en was hy ook reeds dan God. Die voorstelling van die Heilige Gees, is daar dan woorde wat die Heilige Gees kan beskryf? Bestaan daar werklik woorde wat ons kan uiter en om te sê in ons woordeskat van vandag, om die Heilige Gees te beskryf? Baie mense sê vir my, jy kan nie God beskryf nie, jy is te groot. In die Heilige Gees? Wat van die Heilige Gees? God se Gees. Die Heilige Gees het 'n persoonlikheid. En as u my toelaat vanmôre, gaan ek bietjie deur dit werk. Hy is gestuur deur die Here Jesus en deur die Vader vir ons. Johannes 16 vers 7. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die bloed van Jesus red ons van sonde. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde. Selfs die Here Jesus Christus het staat gemaak op die Heilige Gees en sy werke. Sonder God die Vader sou ons nie die Heilige Gees gehad, soos Jesus gehad het nie,
En sonder Jesus sou ons ook nooit die Heilige Gees gehad het nie. Ons sou nooit kon ontvang het nie. Moet nooit probeer om die Heilige Gees te skei van die Godheid nie. Moet nooit probeer om die Heilige Gees te skei van Jesus nie. Moenie Jesus skei van God nie, moenie God skei van Jesus in wat ek kan doen, het ook al wil sien nie. Moet dit nie doen nie. Ek gebruik altyd hierdie gesegde vir mense wat so verdwaal in die evangelie. En hulle dwaal af en raak verskriklik teen mekaar. Weet jy hoekom? If you don't believe in anything, you will fall for everything. At least you must believe in something and stand in it. Want dan hoor jy, die persoon is daai kant van die draad, dan is hy weer daardie kant, dan is hy hierso, dan is hy daarso, en so val hulle rond tussen, en ek praat nie net van in dieselfde tipe kerk, nee, ek praat van verskillende gelowe. Wel goed vir hulle. Die nuwe wêreldorde se kerk is op pad. Een kerk, een geloof, een God, en al die gode is dieselfde. If you don't believe in something, who is going to lead you then? Kom ons kyk bietjie vanmôre na die karakter van die Heilige Gees. Omdat hy 'n persoon het, het hy 'n karakter. Galasiërs 5:22. Lief hê, ja, hy kan lief hê. Hy kan blydskap hê. Hy kan bly wees saam met jou. Die Heilige Gees is vrede. Die Heilige Gees gee vrede. Hy is lankmoedig. Ja, die Heilige Gees is vriendelik. Hy het nie 'n donkie gesig aan hom nie. Die Heilige Gees is altyd vriendelik. Dis my snaaks as jy sê, ek het die kragdoping van die Heilige Gees ontvang, maar jy lyk altyd met so 'n lang gesig. Iets is verkeerd. Something is wrong. Ek weet nie wat 'n gees het jy nie, maar dis nie my Heilige Gees nie. Hy is getrou aan ons. Hy sal nooit ons laat val nie, en hy sal ons ook nooit val wanneer ons val nie. Altyd goed vir ons. Hy's baie sagmoedig. Hy is 'n voorbeeld van selfbeheersing, en dan maak ek dit sommer persoonlik. Om my te hê as een van die kinders van die Here, kan ek vir julle sê, ek dink die Heilige Gees het goeie selfbeheersing. Want ja, die Here is vir ons goed. Hy's liefdevol. Hier is een voorbeeld wat ek graag wil gebruik. Wie het al ooit van julle die Heilige Gees blydskap ervaar? Maar, ja, 3. Ek sien smiles, maar nie hande nie. Ek kan vir sê, dit is 'n wonderlike ervaring, en dit hoef nie een keer te gebeur, jy probeer dit elke keer as jy depressief is. As depressie oor jy kom, probeer hierdie een. Ek sit en bid, en jy kan net sit en bid, en begin lag, in steede van sanik en moan, en begin net te lag. En daardie ervaring ervaar ek in my lewe. Wanneer ek so begin te lag, die volgende moment lag ek nie meer in myself nie. Maar wanneer ek dan lag, kan ek fisies hoor die Heilige Gees lag saam met my. Ek dink hy lag vir my, omdat ek lag. En ek lag vir hom, omdat hy lag. Dit is 'n wonderlike ervaring. Dra ons die vrug van die Gees, ja, dan is ons blydskap ook. Blydskap is nie trane, blydskap is huil. Partykeer is dit trane, ja, dis waar. Maar dis eintlik 'n emosie wat baie naby mekaar is. Ervaar die Heilige Gees se karakter in ons. Kan jy die Heilige Gees hartseer maak? Nou hier is ons 'n punt wat ek al oor en oor by hierdie gemeente genoem het. En ek wil vir julle op die video ook sê vanmôre. Ja, jy kan. Omdat hy 'n persoon is met ook daardie emosie, kan jy hom hartseer maak. Maar dis die een fout wat jy nie moet maak nie. Sal nou 'n bietjie dieper daarna kyk. Wat gaan met jou gebeur? Jy gaan God die Vader se toring laat opgaan oor jou lewe. Nou ek weet nie wie van u kan dit bekostig, laat God die Vader self kwaad word vir jou nie. As jy dit kan bekostig, gaan aan soos jy aangaan. Jesaja 63 vers 10.
Jesaja 63 vers 10. Maar hulle was weerstrewig en sy Heilige Gees bedroef. Hulle het die Heilige Gees bedroef. Wie? Die Israeliete. Hier kom die probleem met dit. Daarom het hy, wie God, vir hulle 'n vyand in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. Kan u dink, die lewende God stry teen jou? Ek wil nie daaraan dink nie. Kom ons kyk na Efesiërs 4:30. Efesiërs 4:30, ons lees ons maar van 29 af. Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie. Ons het Woensdag aand so kort gepraat oor dit. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie. Daar sê weer vir jou. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Ek wil vir u sê, u die Heilige Gees in u is verseël met daardie Heilige Gees, tot en met Jesus ons kom haal, en dan sê Jesus, ons het hom vir ewig by ons. Ek sal nou daaroor praat, oor die krag en die Gees van God. Markus 12 vers 10, hier is die grootste waarskuwing, Markus 12 vers 10, en elkeen wat 'n woord teen die Seun van die mens sal spreek, nou moet u baie mooi verstaan, selfs God die Vader sit die Heilige Gees in 'n hoër agting as sy eie seun. Is dit nie wat hy sê nie? Jy kan selfs teen die Seun van die mens, Jesus Christus, praat, teen hom praat. Ek sê nie vloek nie, teen hom praat. En dit sal jou vergewe word. Maar luister wat sê hy verder. Maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit hom nie vergewe word nie. So jy sal nie die koninkryk van God sien nie. Jy gaan dit nie maak nie. My vroukie het my gevra, asseblief as jy dit nou weer noem, brei tog net 'n bietjie uit oor dit. Ons verstaan dit nie altyd wat jy sê nie. En goed en wel dat jy dit nie verstaan nie. Maar die woord is baie duidelik daaroor. Jy sien, in die sondewêreld is daar twee sondes. Sonde teen die vlees en dan sonde teen die gees. 1 Korintiërs 6:18. Vlug van pornografie af weg. Né? Eina. Sorry, né? O, dis nie wat daar staan nie. Ok, hulle het nie pornografie gehad toe Paulus dit geskryf het nie. Vlug van die hoerery. Kinders van die Here, hoor my vandag baie mooi. Dis tyd dat die kerk hieroor begin praat. Dis tyd dat die kerk van Christus hieroor begin praat en deel met mense wat vasgevang is in hierdie siekte. Dis 'n sonde siekte, man. Maar ek het vir jou goeie nuus. Dis 100% vergeefbaar. Eina. As jy nie sê amen nie, sê maar eina. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. In hierdie gedeelte wil ek vir jou sê, daar sonde teen die vlees en daar sonde teen die gees. Verstaan my baie mooi. Sonde teen die vlees, dit wat ons verkeerd doen, daar's baie sondes wat in ons is, wat ons sê, ek probeer dit uithaal, jy gaan dit nie regkry nie, dis deel van jou geveg om kind van God te wees. Juis vir daardie sondes het Jesus Christus vir jou kom sterf, dis vergeefbaar, jy kan breek met dit, en jy kan aangaan met die evangelie, en jy kan jou bediening vat, en jy kan weer hardloop, as jy 'n disipel is, gaan dit jou nie terughou nie. Maar jy moet breek met daardie sondes. Jesus se bloed is gestort op Golgotha vir jou sondes. Vleessondes, as ek dit so mag noem.
Dan verder is die Heilige Gees juis gegee. Wanneer jy na die verkeerde ding kyk, om jou te oortuig, nee, moenie. Stop het. Jy mag nie. Die Heilige Gees is juis daar vir ons gegee. Wanneer ek kwaad word, en te sê, nee, kalmeer. En ek gaan weer depressie noem, pas op. Dis 'n triek van die Satan, om ons vas te hou. Heeltemal vergeefbaar. Here ken jou hart. Laat net die Heilige Gees toe, en jy sal sien hoe vinnig kom jy daar uit. Depressie het net nie meer dan 'n uitwerking nie. Maar as ons praat, sonde teen die Heilige Gees, praat ons nou van 'n hele ander ballgame. Ek het vir jou slegte nuus. Die Here Jesus het nie kom sterf vir jou sonde teen die Heilige Gees, die meneer en mevrou, jou sogenaamde kind van God. Die Here het nie gesterf vir jou vir daardie sonde nie. Jy gaan dit nie maak nie. As ek dan vanmôre die enigste prediker in hierdie hele aarde is, in hierdie wêreld, in hierdie dorp en in hierdie land, wat vanmôre vir jou sê, jy speel met groot gevaar in jou lewe. As jy met daai adder gaan speel, gaan hy vir jou pik. Jy moet dit weet. Jy as bekeerde wedergebore kind van God, het nie gemeenskap met die duisternis nie. Wat is die duisternis? Dis heksery, duiwelaanbidding, satanisme, partynvertelling. Jy as kind van die Here, gaan nie na die naaste winkeltjie toe wat goedjies verkoop en koop heksies en hang dit in 'n boom by jou deur nie. Jy doen dit nie. Wat sê jy van die Heilige Gees dan? Jy sê ek's 'n kind van die Here, stap in die huis in, dan lê die Bybel oop, maar in jou hek hang hekse. Van watter kant van die draad wil jy wees in jou hele lewe verander in hel en jy kan nie verstaan hoekom nie. Dit is 'n Boeddha beeld vir jou deur, vir 'n deurstop en 'n Boeddha beeld op die kaggel. Waarvoor staan jy kind van God? Ek is ernstig vanmôre. Wat moet die Heilige Gees van jou dink? Wat moet God die Vader van jou dink? Sondag met die hande in die lug. Nou ek het 'n Boeddha beeld vir 'n deurstop. Dis tyd kerk. Dis tyd kinders van die Here. Laat ons begin ernstig oor die Here word. Laat ons weet wie die Heilige Gees is. Waar staan ons? Ek het 'n gawe om 'n kerk leeg te preek. Maar dan is dit so, Here. Help my. Kom ons gaan af van daai onderwerp af. Deel van die karakter van die Heilige Gees. As oom die teksies wil neerskryf, sal ek bietjie stadiger gaan op dit. Johannes 15 vers 26. Hy is ons trooster. Johannes 16 vers 13 tot 14. Ook 1 Korintiërs 2 vers 14. Hy sal ons altyd lei in die waarheid. 2 Petrus 1 vers 21. Hy is die outeur van die skrif. Ekskuus. 2 Timoteus 3:16. Ook die hele skrif wat deur God ingegee is deur die Heilige Gees geïnspireer. Jesaja 11 vers 2. Die Gees van die waarheid, verstand, die Gees van raad, die Gees van kennis, die Gees van die Here. Sal nou weer deur die tekste gaan. Johannes 16 vers 8. Oortuig ons die wêreld van sonde. 2 Korintiërs 1:22. Ons verseelpand met Jesus. Romeine 8 vers 26. Hy is die intercessor by die Vader vir ons. Ek wil net gou na Jesaja 11
vers 2 toe gaan. Daar's baie kontroversie oor daai gedeelte. Hulle sê ook, dit is die 7 geeste voor God die Vader. Ek sal nog met u praat oor die 7 geeste van wat voor God die Vader is. Dis nie regtig dit nie. En ek wil vir jou waarsku, bly daar uit. As mense jou nooi, kom ons sit hier in 'n kringetjie, ons gaan in 'n trance in. En dan gaan ons liggame verlaat en ons gees gaan op en ons gaan die 7 geeste van God besoek. Why would you do that? Why? Sure. En Christus, Johannes 15 vers 26, Johannes 16 vers 13 tot 14, ook 1 Korintiërs 2 vers 14, 2 Petrus 1 vers 21, dan 2 Timoteus 3 vers 16. Het jy dit? Ok, ek sal vir jou gee na diens. Praat ek te vinnig? Dis ok. Hoe sê hulle, hoe skryf stadig? Shit. Weet jy, wat is vir my wonderlik van die Heilige Gees? En hier kom die kruks in van die Heilige Gees. Dieselfde Gees van God wat op die aarde gesweef het in Genesis 1. Daardie selfde Gees maak woning in my en jou. Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Ons moet verstaan dat die Heilige Gees woon in ware, wedergebore kinders van God se harte. Hy is hier binne in ons. Geen wonder ons verander so wanneer ons tot bekering kom nie. Ja, daar is soveel dinge in ons wat verander. Die vuil val af, man. Ek het al nou in die begin van die in die laas jaar, begin van die kerk, het ek gesê, dis maklik. Hoe raak ek van sonde ontsla? Beweeg nader aan Jesus. Hoe beweeg ek nader aan Jesus? Deur die Heilige Gees. Hoe maar jy begin baie moeilik sonde doen. Daar's baie misverstande oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie afhanklik van jou nie. Hoor mooi wat ek vanmôre vir u sê. Jy is afhanklik van hom. Daar is die wat sê, die Heilige Gees het hulle so nodig. Ek was in sulke kerke, man. Reg, pastoor reg, wat sê ek jou naam? Jou gemeente kan alleenlik die Heilige Gees ontvang deur jou. Van wanneer af? Van wanneer af? As jy in so 'n kerk is, of in 'n plek om met so lering hardloop, vlug van hulle af weg. Want as ek die pastoor se gees wil hê, rarig mense, dan wil ek nie weet wat sy gees is in hom nie. Want as jy kyk na die res van die gemeente nie. Dis die grootste voorreg om deur die Heilige Gees gebruik te word. In eerbied, dankbaarheid en sagmoedigheid werk jy onder die salwende krag van die Here. Dit wat gebeur het voor ek begin preek het. Wanneer die krag van die Here oor jou kom en jy vir mense bid en daar kom 'n verskil in sy lewe, daar kom 'n genesing, daar kom 'n wonderwerk. Dis 'n voorreg. Ek is totaal afhanklik van die Heilige Gees. Dan moet ons ook reg verstaan, die Heilige Gees is nie 'n taal nie. Hy is nie net 'n werking nie. Hy is nie net 'n gawe nie. Jy kan tog nie 'n verhouding met 'n taal hê of 'n werking of 'n gawe nie. Jy het 'n verhouding met die persoon, die Heilige Gees. Baie mense sien die Heilige Gees net vir wat hy vir hulle doen. Hulle sien God net vir wat hy vir hulle doen. Maar daar's nooit 'n persoonlike verhouding met die Here nie. Ek het 'n liefdesverhouding met die Heilige Gees. Ons gaan volgende week kyk. Dan gaan ons 1 Korintiërs 12:7 tot 10.
baie meer in diepte behandel. Maar die kragwerkinge of dan gawes van die Heilige Gees, en op elke een van hierdie 9 kan ek 'n week lank oppreek. En daar is soveel getuienisse wat die Here in my lewe al gedoen het, wat hy al gebruik het in hierdie volgende gawes van hom. Want die Here het my net gawe nee, hy het jou baie gawes gegee. Die Here het om te vloei deur dit. Dis maar soos 'n muscle wat jy oefen. Paulus sê, beoefen julle hierin. Wysheid, kennis, geloof, genadegawe van gesondmaking, kragte, profeseë, onderskeiding van geeste, tale en die uitleg van tale. Ook ek hou van die tale een, want dit is altyd so lekker, want hulle almal slaan reg te oor as jy praat van die tale. Nee. Kom ek sê vir u, hoekom moet daar uitleg van tale wees as dit nie hemelse tale is nie? Moet ons dan nou Zulu uitlê? Afrikaans uitlê? Engels? Regtig Grieks? Hebreëus? Dis nie uitleg nie. Ek of jy sê, daar's 'n rede hoekom dit uitleg noem. Maar soos hy wil, nie jy wil nie man. Die Heilige Gees sal besluit, deur wie doen hy wat in 'n diens. Anders kom nie van my af nie. My boetie kan daar van die klavier opstaan en vir 'n ander broer gaan bid. Soos hy wil, nie jy wil nie. Dis maar net 'n instrument in sy hand. As daar die een ding is wat ek by u wil tuis bring, die Heilige Gees is 'n persoon met 'n karakter, met gevoelens, met 'n opdrag van God die Vader, is om na u en my te kyk. Opdrag van God die Vader, sodat ons kan siele red. Hy oortuig van sonde. As ons as kerk net wil verstaan, die drie-eenheid is nog steeds daar. Vader, Seun en Heilige Gees. Nie wat vandag verkondig word nie. Party sê dis net die Vader, party sê dis net die Seun. Vir my die slegste een van dit alles is Vader, Seun en Heilige Skrifte. Alles is mos nou kursusse, heilige kursusse. Ek het 'n probleem, pastoor, help my. O, dis bietjie bo my vuurwampel. Maar ek ken 'n pastoor in die hoofgemeente. Kom ek stuur jou gou soontoe vir 'n kursusie. Hy sal vir jou 'n heilige kursus en 'n skrifgie gee, dan gaan jy regkom. Maar met die demoniese probleme, daai persoon word nooit meer gedeel nie. Hulle manifesteer tot voor jou. En nee, ek is bang vir dit. Ek hou nie daarvan nie. Ai, Here help. Ek het vanmôre vir u in eenvoud weer 'n boodskap gebring. God die Vader se Gees is binne in ons. En ons moet werklik besef, dis God die Vader, God Jesus die Seun en God die Heilige Gees. En hy is een en hy is in jou. Maak dit jou God? Nee. Maak dit jou Jesus? Nee. Maak dit jou die Heilige Gees? Nee. Ek kan wel vir jou sê wat dit jou maak. 'n wedergebore kind van die Here wat toegelaat word deur om God die Vader se kragwerke en wonderwerke te kan doen. Waar is die wonderwerke in die kerk vandag? Ek vra Here, signs, miracles and wonders. What happened to it? Weg uit die kerk. En ek sluit af. En hier is 'n vermaaning. En ek wil graag hierdie vermaaning oor video vir die kerkewêreld ook gee. Julle wat so lekker geld maak uit die Heilige Gees uit. Amper sê ek iets verkeerd. Matteus 10 vers 8. Maak siekes gesond. Reinig malaatses. Wek dooies op. Dryf duiwels uit. Hier is dit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Ek help 'n haarkapster in hierdie dorp met 'n ernstige probleem. Sy sê ek kom nou net van 'n vrou van Montana af. Ek moes R380 betaal om hierdie vrou te sien.
Sy's 'n profeet in daardie gemeente. Shame on her. Shame on you. As jy ooit die video kyk, shame on you for doing that. Verniet het jy daai gawe gekry. Hoe durf jy dit verkoop? Daai selfde vrou het nou masjiene wat op sy sit en werk met frekwensie met jou. En sy werf haar kliënte binne in die kerk. Jy's nie 'n profeet nie, jy's 'n heksman. Als in jou is vals. Dis jammer vir vanmôre, maar dis tyd dat ons hierdie woord regbreek. Dis reg, tyd dat ons die Heilige Gees weer uitgee vir wat hy is. Want as ons dit nie gaan doen nie, kan ek vir u sê, is 'n hele generasie van jong mense wat totaal en al verkeerd opgelei word, totaal en al verkeerd van heilige kursus na heilige kursus na heilige kursus gaan, maar nooit die ontmoeting met die Heilige Gees het nie. En as ek vanmôre woede oor my het, is dit nie die krag van die Heilige Gees wat oor my kom. En my sê, kerk, skrik, wakker. Julle is besig om in die wêreldorde se hand te val. Julle is besig om 'n nuwe kerk in die wêreldorde se hand in te speel, deur om die Heilige Gees stil te maak, en om die Heilige Gees te bedroef. Die Pope sit saam met 'n sangoma en hou kerk saam met hom. Saam met een van die Amerikaanse, wat is daai Indians? Thieves. Been deur die neus. Hou 'n sondige afgod ritueel saam met hom. En dan sê hy, is een God. Nee, dis nie een God nie. Daar's duisternis en daar's lig. Kies vir jou die een waar jy wil wees. Die tyd raak min. Daar is nie tyd oor nie. En as ek en jy nie gaan opstaan vir die Heilige Gees nie, en opstaan vir die ware evangelie nie. Praat volgende week baie dieper in dit in. Volgende week se boodskap gaan 'n bietjie langer wees. Ek glo nie ek gaan 'n YouTube like kry na vandag se boodskap nie, maar dis ook dan maar goed so. Ek het gedoen wat die Here vir my gesê het ek moet vanmôre doen. Ek het gebring wat hy vir my gegee het om te bring. Ek het net nie geweet ek gaan dit in soveel erns moet doen nie. But so be it, Lord. Kom ons bid saam. Heilige Gees, U wat deel is van die drie eenheid. Ek het vanmôre myself miskien op 'n warm plaat gesit. But if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Ek het dinge vanmôre gedoen en gesê, maar ek het U verteenwoordig in dit. Here, daar het te veel tyd verbygegaan. Here Jesus, daar het net te veel tyd verbygegaan, waar ons die Heilige Gees afkraak, afbreek, goedkoop maak, handel dryf met hom. Maak of die kragwerking van God die Vader, die Heilige Gees, van ons afhanklik is. Nee, Here, ons verklaar vanmôre, en ek glo elkeen in hierdie gemeente vanmôre, verklaar die totaal en alle afhanklikheid aan U. Ons is afhanklik van U Heilige Gees. Ons is afhanklik van U Here Jesus. Ons is afhanklik van U Abba Vader. Vader, ons het U nodig. En ons bid U Here dat U sal signs, miracles en wonders gaan terugbring. Al begin dit dan hier, en dit dan hier vanaf oorspoel, tot waar dit moet gaan. Dankie Here. U weet, daar was tye wat U sag was, maar daar's tye wat U 'n Fariseer, 'n addersgeslag genoem het. En daar so tyd vanmôre vir my gewees, dat ons maar die addergeslagte begin identifiseer. En U Heilige Gees werklik verwelkom. Dankie Here. Amen. Volgende week se boodskap
Genade, ek het nie geweet ek gaan preek soos ek vanmôre preek nie. Maar as die Heilige Gees wil hê ek moet 'n ding sê, sal ek dit sê.